Dieselpryse styg met meer as R6 per liter. Wat is die effek daarvan op verbruikers, maar ook ons produsente? Ons gesels met Waldo hieroor en kyk ook waarheen oliepryse op pad is met die Iran-oorlog wat nou weer eskaleer. Hierdie week se AMT ekonomie-oorsig word met trots aan jou gebring deur FFG. Die rand verhandel tans op R16.77 teenoor die Amerikaanse dollar, op R19.60 teenoor die euro en op R11.99 teenoor die Australiese dollar. Die Brent oliepryse rand sywaarts gebly en staan tans op $113.54 per vat. Soos beloof gesels ons dan weer met Prof Waldo Kriegel van die Noordwes Universiteit vandag. Waldo, brandstofpryse. Daar is nogal bekommernis. Ons het weer, jy sal nou vir ons sê hoeveel randstyging ons nou vir Mei maand verwag. Waarheen gaan dit en hoe lyk oliepryse? Wat dryf dit tans? Môre Johnny, nie jy's reg. Brandstofpryse is die nuus vir die week. R6.30 verhoging op diesel, min of meer afhangend nou van die graad en sovoorts. Petrol daarom minder, maar dis 'n stywe verhoging. So mense praat nou van R32 per liter binnelands, so 'n bietjie meer. So dit is 'n groot insetkoste skok en dit gaan huishoudings se begrotings ook raak. Daar is sulke interessante statistiek. Ek dink dis Discovery se versekeringsbeen het gesê in hulle data lyk dit asof huishoudings hulle ritte met so 25% al verminder het. Ja. Okay, dis 'n steekproef van ek dink 100,000 ouens. So dis nie die hele land wat mense nou daar vang nie. Dis 'n baie spesifieke steekproef. Maar dit wys jou mense moes al begin het om die bel bietjie stywer te trek. Nou hoeveel ritte kan jy nog sny as jou kostes verder verhoog? Die eindresultaat is jy begin minder bestee op ander goed om nog jou ritte te kan ry en jou brandstof te betaal. Wat dan net weer deur die res van die ekonomie spoel. Weet daai lang naweek weg of jy uit eet of so, dit word nou gelos want jy moet die tank volmaak. Ja. So die impak op die ekonomie gaan bepaald wees. Ja, net verbruikers en dan van 'n landbouoogpunt af, die verbruikersvraag wat dan skuif. Eintlik ons praat altyd van voedsel gaan nie noodwendig daal nie, maar hy skuif. So dit kan ander voedselbronne eintlik dan positief beïnvloed, so na mielies en aardappels en 'n goedkoper vleis kyk en dan ryker tipe of hoe kan ek sê luukser produkte wat dan negatief geaffekteer kan word. Dis tipies wat ons nou in die verlede gesien het maar gebeur as die huishoudings onder druk kom, maar maak hulle skuwe. En ek dink die amper sê die gemiddelde ou, maar dis nou nie ek moet sê my en jou gemiddeld nie, dis nou die ware gemiddeld. Hulle kry al klaar redelik swaar. En ek dink hierdie gaan 'n versekerde invloed hê op verbruiksbesteding. Wat sleg is vir groei, want waar kom groei vandaan? Investering is maar laag, die owerheid bestee nie vreeslik nie. Uitvoer is nie sleg nie, maar ons skiet op maar nie die ligte uit nie. Die wêreldekonomie is onder druk. So verbruikers sou 'n belangrike deel van die groei storie gewees het en hierdie sit hulle onder druk. Maar Waldo, ek wil dan eintlik want hierdie brandstofkoste is natuurlik direkte negatiewe impak vir ons produsente met insetkoste en daar's 'n hele storie wat rondom dit ook nou ontwikkel vir volgende seisoen ook meestal. Maar as jy nou gaan kyk na verbruikersbesteding wat baie laer verwagting is natuurlik wat dit nou gaan afneem, dan sien ons nie noodwendig inflasiedruk van daai kant af, van 'n vraagkant af nie, maar die inflasiedruk kan van 'n kostekant af kom. Dit is so Johnny en so, ons het nou 2 maande van groot verhogings en dan selfs as daar gebeur iets fantasties en daar's 'n ooreenkoms tussen nou en volgende maand en die olieprys begin stadig afkom, dan moet ons nog steeds weer die brandstofheffing by die prys sit. So dan kyk jy weer na tussen R3 en R4 wat bykom by die prys, alles anders dieselfde. Ja. So daai druk gaan vir 'n ruk in die stelsel wees. En ons gaan dit sien in die inflasiesyfers komende week en ons gaan dit sien in die repo-koersbesluit. Ja, so Wat is jou gevoel hoorie? My gevoel is hulle gaan soos en jy weet die Engelse uitdrukking jy skiet so skoot oor die boog van die skip, weet. Ja. Hulle moet 'n skoot skiet net om te sê hulle sien hierdie inflasie en hulle gaan nie toelaat dat dit weghardloop nie. So hulle gaan Ek dink dit is 'n amper 'n geloofwaardigheid kwessie. Hulle moet wys dat hulle is ernstig oor daai 3% mikpunt. Dalk 25 basispunte styg. My gevoel is ook dalk in daai rigting. Ja. Hoewel, soos jy sê, daar is regtig nie inflasiedruk van die vraagkant af nie.
hierdie is 'n koste storie, soos ons Wat altyd ons sê. eintlik die laaste 4-5 jaar gesien het, vanaf Exact. COVID alles, dis nie van ons vrae, dis eintlik binnelandse issues wat ons probleme eintlik wat ons het nie. Dit kom heeltyd hier van internasionaal af, en ons dit voel of ons so hard probeer aan hierdie kant goedjies doen, en dan kry ons hier heeltyd hierdie houe van bo af. Dit is presies dit en ek dink jy weet, ons weet ook met dat 'n repo koersverhoging beïnvloed nie die olieprys nie. Hy werk via onder druk van verbruiksbesteding wat dan dit moeiliker maak om vir kosteverhogings deur te gee as prysverhogings. En op daardie manier weet kry jy eintlik daai inflasie uit die stelsel uit. Maar dis 'n harde manier. Jy veroorsaak effektief 'n inkrimping van die ekonomie om uiteindelik die inflasie te wen. So dis nie 'n maklike pad nie. Maar dit is langer termyn volhoubaar eintlik, kan 'n mens sê. En ons hoop is maar weet hoe vinniger daar ooreenkomste is, hoe vinniger die skepe kan begin vaar, hoe korter gaan hierdie hele episode wees. Dit hoef nie 'n krisis te wees nie, maar daar gaan 'n bietjie pyn wees in hierdie jaar. Wel, ek het nou gister 'n graanvideo gedoen, het ek nou die Amerikaners ook geluister en die analiste daar geluister. Hulle is baie bekommerd oor inflasie in Amerika ook. Brandstofpryse is natuurlik die wêreld op. So wêreld dink ek inflasie sal seker 10 teen opgaan. Maar vir hulle is dit ook nou nog 'n groot bekommernis. Hulle repo koersbesluite. Maar baie interessant is, hulle analiste het gepraat van, okay, as die repo koers afkom, wat die politieke druk meestal gaan wees, wat eendag sê oor maar daar's 'n moontlikheid dat dit kan opgaan ook. Wat eintlik dan nou meer ons situasie sou weerspieël het. Hoe lyk dit tans daar? Johnny, hulle is op 'n manier nog so effens geïsoleer as dit nou kom by die prys by die pomp. So weet hulle het nog nie soos die res van die wêreld al baie hoër brandstofpryse gesien nie, omdat hulle self so groot produsent is en self baie verwerk. Maar die voorspelling is nou dat ek dink dis nou by een van hulle groot vakansie daar hier in Mei, gaan hulle $5 per gallon slaan, wat nogals in die Amerikaanse verbruiker se kop 'n groot ding is. Dan hulle het karre wat groot trokke wat Om hy vol te maak is ook nie speletjies nie. So ek dink die inflasiedruk storie is verseker daar. Daar's 'n groot bekostigbaarheidsdebat in die FSA aan die gang. En as die brandstofprys daar hoog begin draai, eintlik is hulle in presies dieselfde situasie as ons, dat hulle behoort hulle uitleenkoers te verhoog. Ja. Maar hulle die dubbele mandaat, en dan het hulle nou die politieke druk van die president Trump se regering se kant af. So ek dink dis 'n moeiliker een om te sien waar gaan hulle heen gaan. As hulle net volgens die handboek gewerk het, moet hulle ook verhoog. Ja, want ek het nog wel een van die kommentators het gepraat van bekostigbaarheid in Amerika raak 'n groot probleem. Ja. En dit is nogal weer deurspoel terug na die politieke, wie waar vir wie stem en al daai goed. Maar ek weet bekostigbaarheid vir hulle is nogal 'n probleem, en hulle winsgewendheid op grondvlak vir die produsente is ook nogal 'n probleem op die oomblik. Nee, en ek dink as mens nou wil sê, weet wat het in die vorige verkiesing gebeur, dit het eintlik net gewys mense hou minder van inflasie as wat hulle hou van werkloosheid. Ja. Want die ou wat werkloos is, hy is in elk geval soort van gemarginaliseer, en in die FSA was eintlik min van hulle. Ja. Maar inflasie tref almal. Ryk, arm, waar jy ook al is, en mense hou nie daarvan as goed konstant duur word nie. Dis heel te verstaan. En ek dink dit is 'n politieke risiko vir die president, en ek kan verstaan hoekom hy sal sê, maar weet, daar's 'n klomp ander goed in die pipeline. Hierdie is 'n tydelike skok. Ons het daai groot produktiwiteitssprong van AI wat op pad is. Kom ons sny eerder die koerse. Daar kom 'n interessante debat wat dit aanbetref. Ek dink jy het inflasie nou baie mooi opgesom. Ek dink dit is eintlik die koers teen wat, of die tempo teen wat, hoe goed duur word, en mense hou nie daarvan nie. Ja. Want inflasie is baie keer nog 'n woord wat mense nie altyd noodwendig verstaan wat met dit aangaan nie, maar dit is nog 'n mooi manier om dit op te som. Waldo, en dan produsente, ek wil nou nogal terugkom na insetkostes toe ook. Brandstof is nie die enigste pryse wat natuurlik op is nie. Ons het gesien chemiepryse is op, maar as 'n resultaat van hierdie olieprobleem het kunsmispryse ook die hoogte ingeskiet. En dit kan ook dan 'n groot impak op ons hê, soos ons na volgende jaar se produksieseisoen te beweeg, en dit kan amper die situasie omdraai van 'n hoë aanbod, laer vraag tipe situasie, of 'n hoë aanbod, goeie vraag situasie, kom ek noem dit so. Ek dink die vraag is noodwendig laag nie, maar dat as
produksie onder druk gaan kom, en ons weer probleme kan sien, al daai tipe goed, dan kan ons dalk in 'n ander situasie in beweeg. Verseker Johnny, as jy bo-op daai nog 'n onsekere weer situasie het, dan raak dinge ingewikkeld. En die fokus in hierdie internasionale gepraat oor dit is alles olie, maar soos jy sê, daar kom ander goed ook uit die golf uit wat nie op die oomblik op skepe deurkom nie. En daardie druk van pryse is in die pipeline. Wat eintlik net soveel meer belangrik maak dat die ding vinniger opgelos kom eerder as om uit te rek. En ek dink wat nou begin het as 'n half 'n 2 weke skietstilstand is nou 'n 5 weke limbo. Niemand weet wat gaan aan nie. Ja. Daar is nie regtig onderhandelinge nie. En ek dink dit is 'n kwessie van mense is moeg vir dit. Maar daar's ook nog Hulle steeds kan nie vir dit nog onsekerheid. Ja. Ja, jy kan nie bekostig om moeg vir dit te wees nie, want hoe langer dit uittrek, hoe groter die impak. Waldo, maar ek wil gou 'n laaste ding mee hoor. Fisies, as dit net sentiment nou die hele situasie uit. Fisies, hoeveel aanbod is die oliemark mee geïmpakteer deur hierdie situasie? En as dit môre ophou, is die olieprys môre weer op $60. So, daar was 'n lekker interessante artikel hieroor in die Economist gewees. So, hulle raam 12 miljoen vate per dag is of die waarna jy kyk met hoeveel die aanbod afgeneem het. Okay. So daar's nou 'n klompie goed rondom dit. So hulle sê oor die wêreld is daar ouens wat al as gevolg van die prysverhogings verbruik nogals gesny het en hulle sit dit op so 4 miljoen vate. Okay, so vraag het ook afgekom. Afgekom het so Want 4 hoër pryse natuurlik en met soos jy nou gepraat het van ons ry nou minder al daai goed, so vraag is ook nou besig om af te neem, ja. Dis hy. En dan die ander 8 miljoen vate 'n dag het basies uit voorrade uitgekom. Wow. Maar die argumente is nou eintlik om te sê ons kan nie aanhou om 8 miljoen vate 'n dag uit voorraad uit te haal nie, want jy kan nie 'n vloei vervang met 'n voorraad en dink dit gaan hou nie. Wat ek nie geweet het nie, is baie interessant is niemand weet presies waar al hierdie voorraad is nie. Want 'n klomp daarvan is op skepe. Wat wag in die see, wat wag by hawens ensovoorts. So hulle probeer nou maar uitwerk en tel en sê waar lê daai voorraad. Maar dan die bykomende interessante ding is dan daar moet nou iets gebeur. Jy moet of aanbod verhoog, maar dan sê jy kyk na miskien 1 miljoen vate ekstra as die FSA en Rusland meer produseer. Maar in die oorlog en die straat bly toe, natuurlik. En die straat bly nou toe, ja. Okay. So van daai 12 miljoen kan jy, of dan sê ons selfs van die 8, kan jy dan 1 miljoen opmaak deur 'n verhoging in produksie, maar in die FSA gaan dit 3 maande vat. So dis klaar 'n vraagstuk. Die russe kan iets soos 300 of 400,000 vate 'n dag bysit, maar hulle word ook nou konstant aangeval deur Oekraïne. So en sanksies, dinge so simpel daar. Ja, so daar's daai komponent daarvan en dan so die argument is dat die alternatief is die prys moet nog hoër wees. Om die vraag verder te denk. Maar dan weer eens ek leer ook maar oor hierdie goed nou soos wat mens oplees. Dis nie net die ruolie nie, met die ruolie is die basisproduk, maar op baie plekke, veral in die ooste, is daar klare tekort aan diesel en aan vliegtuigbrandstof. Wat reeds die beskikbare voorraad daar is laag. En daar's lande wat nou al rantsoene het oor hoeveel brandstof jy op 'n dag mag koop. Sulke soort goed wat ons is eintlik nie daardeur geraak nie, maar oor die wêreld is daar 'n heel party plekke wat baie swaarder gaan. Pryse het al met baie meer gestyg en die aanbod is ingeperk. Ja. So die kort en die lank is as die straat vinnig oopmaak, dit gaan 'n ruk vat. Dan moet nou die skepe wat aan die verkeerde kant van die blokkade is kan deurkom, maar dan moet skepe ook weer soontoe begin vaar. We gaan volmaak en weer uitvaar. So dit gaan 'n aanpassingstyd wees. En dan hoeveel gaan kom ons sê die 12 miljoen, hoeveel het hulle iets genoem van as kom sy maak nou môre oop, hoeveel sal nou kan uitkom is dit? Ja, dit is sê maar so die 1/3 na die helfte toe gaan jy opvang. Jy weet so dit is nie te versmaai nie. Jy weet ek dink dit is al klaar 'n groot klomp, maar dit gaan 'n ruk vat voor ouens weer hulle voorrade opgetop het, voor die raffinaderye weer genoeg gemaak het. Ja. So die pryse gaan selfs aan begin die aanbod toeneem, gaan pryse nie dadelik ter gaan $65 nie. Natuurlik. Gaan 'n rukkie vat. Ja. Baie dankie Waldo. Kom ons hoop ons kry meer sekerheid binnekort en ja, ek dink
Dis Dinsdag vandag, ek dink ek gaan gou gaan brandstof ingooi Ons moet. voor die prysstygings. Moenie wag vir 12 uur vanaand nie, dit gaan gaan lang toue staan. Ja, maar baie dankie vir jou tyd vandag. Ek waardeer, is altyd 'n hoogtepunt soos ek altyd sê. Dis altyd baie interessant, so baie dankie vir jou tyd vandag. Dankie Johnny. Hierdie AMT ekonomiese oorsig word met trots aan jou gebring deur FFG. Baie dankie dat jy ingeskakel het hierdie week. Sien weer volgende week.